Goeiedag liewe broer en suster en welkom hier by De Breinpark NG Kerk se aanlyn erediens. Ons is nou in opstandingstyd, die tyd na die Here Jesus se opstanding tot voor sy hemelvaart. En hierdie tyd is 'n tyd wat ons gebruik om so 'n bietjie te dink oor die effek van die opstanding in ons lewe. Nou op Paasondag het ons die aankondiging gehoor, Christus is uit die dood uit opgewek en die graf is leeg. Dis so half die hoogtepunt van die Paassiklus en die hoogtepunt van die 40 dae van lyding wat ons ook saam met Jesus gereis het in daai reis van selfondersoek. En dit alles kom nou hier by Opstandingssondag by mekaar en dit word netjies vasgebind en verpak. Maar baie gelowiges vier Paasfees met hierdie groot ywer en baie intensiteit, en as dit verby is, dan beleef ons iets van hoe die energie weer so stelselmatig besig is om af te sak. Ek dink nogal liturgies is daar baie te sê oor hierdie tyd van die jaar na die opstanding of die opstandingstyd in ons kerklike jaar. Dit is juis iets wat hier met Paastyd begin. Dit is 'n tyd waarin ons vir onsself die vraag vra, wat beteken die opstanding vir my lewe? Hoe verander dit my lewe? Hoe rig ek my lewe anders te in nou dat ek weet die Here het opgestaan? Dis die tyd van die jaar wat ons uiteensit om die gebeure rondom die kruisiging en die opstanding ook te verwerk. Hoewel ons die goeie nuus en die vreugdevolle nuus het van die opstanding, en ons weet dit in die kerk van Christus vier dit al vir 2000 jaar lank, gebeur daar dalk iets dramaties binne in ons, ook in ons geloof, rondom hierdie tyd van lydingstyd en die kruisiging met die opstanding. En ons sien dit ook in die disippels wat hierdie gebeure deurleef het. Die evangelies vertel vir ons hoe die disippels self tyd nodig gehad het om die werklikheid van die opstanding te begryp. Maria en die ander vroue wat by die graf was, hulle was geskok, self stom geslaan gewees, toe hulle die leë graf gesien het, maar dit het hulle ruk lank gevat en hulle het op 'n stadium gaan getuig oor die graf wat leeg is. Thomas, hy sukkel om te glo. Hy wil net 'n bietjie meer sien, hy wil net nog meer voel, om seker te wees dat die Here werklik opgestaan het. En dan die verhaal waar ons vandag uit gaan saam lees, die verhaal van die Emmausgangers, wat eintlik in 'n wanhoopige situasie weer terugstap na hulle lewe toe, en sukkel om te glo. Die fokus van hierdie tyd is juist om 'n beweging te hê van skok na geloof en van verwarring na insig en van vrees dan op 'n punt te kom van vreugde. Dis 'n tyd van nuwe identiteit, 'n tyd van verskynings en herkenning, en dit bou alles dan op tot by hemelvaart waar Jesus se teenwoordigheid dan verander word in 'n ander tipe teenwoordigheid ook, en sy heerskappy ingestel word oor die heelal. Ons lees vandag die verhaal van die Emmausgangers uit Lukas 24, en hierdie is die laaste hoofstuk van Lukas, en ook die hoogtepunt van sy verhaal soos wat hy die verhaal van Jesus aanbied. Lukas bied hierdie laaste hoofstuk van hom nogal baie kreatief aan. Hy begin die hoofstuk by die vroue wat by die graf aankom, en daar sien dat dit leeg is, en dan gaan vertel hulle vir al die ander disippels en die ander volgelinge dat Jesus opgestaan het, die graf is leeg. En dan kry ons die verhaal van die Emmausgangers, wat gevolg word deur Jesus, wat dan uiteindelik ook aan sy disippels verskyn. Die verhaal van die Emmausgangers funksioneer dan nou as hierdie brugverhaal wat die verdieping van verwarring na geloof en afwesig na teenwoordigheid net bietjie meer versterk. En uiteindelik help dit om dan van gebroke hoop oor te gaan na hierdie herstelde sending. Kom ons lees saam uit Lukas 24, en ons stap vanoggend so saam met die twee mans van Jerusalem af terug
na ons ou dorpie daar, ou Emmaus. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in 'n gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope paar dae gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos wat die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profeet vir julle gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly, en terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop, en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar, en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ons lees tot sover. Het dit al met jou gebeur dat jy iets uit die Bybel uitlees, 'n bekende teks, bekende storie, selfs dalk 'n gedeelte wat jy al baie keer gehoor het en baie goed ken, maar hierdie keer wat jy dit lees, gebeur daar iets anders. Dit is amper asof dit skielik vir jou iets beteken, die eerste keer met jou praat. Dis dieselfde woorde as wat jy al van tevore gehoor het, maar die keer net heeltemal anderste. Dis amper asof dit lewend word binne in jou. Die vraag is, wat het verander? Na Jesus se kruisiging en die groot skok en die trauma wat al sy volgelinge daai Vrydag moes deurgaan, skiet hulle almal in verskillende rigtings in, en hierdie twee van Jesus se volgelinge wat vir so lank saam met hom geloop het en sy leringe gehoor het en gehoop het op die verlossing wat hy gaan kom, stap nou weg van Jerusalem af, maar weer terug na hulle doodgewone ou lewe, terug daar na hulle sukkelbestaan. En hulle twee praat met mekaar onder alles wat gebeur het, en die 2020 vertaling vertaal hierdie gesprek van hulle so, hulle redeneer met mekaar. Wat net vir ons sê dat hierdie gesprek tussen hierdie twee mans is 'n emosionele gelaaide gesprek. Hulle wonder, hoe moet hulle nou dink oor alles wat Jesus vir hulle geleer het?
oor die kruisiging en nou is daar gerugte ook dat sy graf leeg is. Waar moet hulle nou weer hulle hoop vandaan kry? Ons moet een ding onthou wanneer ons so na hierdie verhaal luister. Toe Jesus se volgelinge die eerste keer van die leë graf gehoor het meeste van hulle nie heel eerste gedink aan die opstanding uit die dood uit en die verlossing van die heelal nie. Hulle gedagtes het dadelik gespring na 'n politieke vuilspel op 'n baie onnodige en 'n oneerbiedige manier. Kleopas en sy metgestel stap na Emmaus toe in 'n wêreld wat deurdrenk is van Romeinse mag en propaganda. 'n Wêreld waar hulle baie goed geweet het waartoe Rome in staat is en ook wat hulle al sal doen om hierdie mag te behou. Hulle het nie noodwendig gedink in terme van 'n kosmiese versoening nie, maar eerder gehoop dat Jesus die een sou gewees het wat hulle sou kom verlos van hierdie Romeinse juk en 'n politieke vrede sou bring. Daarom gaan hulle gedagtes dadelik na hierdie politieke vuilspel en hierdie gebroke woorde. Ons het regtig gehoop. Nou is Jesus gekruisig op 'n baie tipiese Romeinse manier om mag te demonstreer. So wanneer hulle hoor die graf is leeg, verdiep die verwarring en die vrees, want die Romeine was daarvoor bekend gewees om stories te versprei van keisers wat na die dood nog aan mense verskyn het en 'n manier om hulle mag selfs na hulle dood ook af te dwing op mense. Dit is amper half soos 'n tipe van 'n spookstorie wat hulle net verder kan mislei en in gevaar stel. So teen hierdie agtergrond is dit glad nie vreemd dat Jesus se volgelinge gewonder het of hierdie verhale van Jesus se opstanding in die leë graf nie maar net nog 'n manier is wat die Romeinse ryk probeer beheer afdwing. Hulle twyfel kom nie uit 'n naïwiteit uit nie, maar juis omdat hulle die realiteit van mag en geweld en propaganda te goed verstaan het. En binne in daardie wêreld maak 'n gekruisigde Messias wat werklik leef en uit die dood uit opgestaan het en aan mense verskyn het eenvoudig net nie vir hulle sin nie. Die verhaal vertel dit eintlik vir ons so mooi simbolies. Hulle beweging is nie geografies of net geografies nie. Hulle beweging is eintlik meer 'n teologiese skuif. Soos wat hulle van Jerusalem af wegstap, beweeg hulle weg van die plek van God se handeling, weg van die plek waar hulle God se teenwoordigheid beleef het. Hulle beweeg weg van hulle hoop af. En op hierdie reis van wanhoop ontmoet hulle dan vir Jesus. Daar in hulle verhaal, maar hulle herken hom nie eers. Die teks maak dit vir ons so duidelik dat hierdie twee mans Jode was. Hulle is deel van God se volk, so hulle ken die verhale baie goed. Hulle het al die geskrifte en die voorspellings, alles tot hulle beskikking om hulle deur hierdie tyd van angs te dra, maar dit beteken vir hulle niks. Hulle ken die feite, maar hulle mis die storie agter dit. Dit is vir my so mooi hoe Jesus hulle tegemoet gaan daar, hulle kom ontmoet in hulle eie verhaal. Hy sê nie dadelik met die eerste ontmoeting vir hulle, julle is klein gelowiges nie. Hy hoor eers hulle storie, hy word deel van hulle wanhoop en hulle hartseer, en dan eers begin hy praat. Hy vra vir hulle die vraag, is dit nie waar dat die Christus hierdie dinge moes ly sodat hy in sy heerlikheid kan ingaan nie? Is dit nie wat julle weet wat moes gebeur het nie? Dit het immers, of hy het dit vir julle vooraf gesê. Jesus begin dan om die geskrifte en die profesieë oor homself vir hulle uit te lê. En wat Jesus hier doen is nie om vir hulle nuwe inligting te gee nie. Hy verander net die manier hoe hulle na hierdie storie kyk. Hy wys vir hulle dat die kruis nie die einde van die verhaal is nie, maar juis deel is van God se groot plan wat deur eeue lank by monde van die profete voorspel is.
Liewe broer en suster, kan ons onsself met hierdie Emmausgangers vereenselwig? Het dit nie ook al met ons gebeur dat ons die Bybel lees, veral in ons tye van nood en angs, in tye van hartseer en lyding, maar dan lees ons met 'n verwagting en 'n idee oor hoe ons wil hê God moet werk nie. Gebeur dit nie ook dat ons partykeer die woord van God het, maar dit het vir ons min tot geen betekenis nie, want dit voel vir ons soos leesstories van mense wat eeue ver van ons verwyderd is. Hier kom die draai in die verhaal. Self nadat Jesus vir hulle die skrif oopgemaak het, herken hulle nog steeds nie vir hom nie. Hulle sien nog steeds nie dat hy die Messias is wat hulle verwag het, wat saam met hulle loop nie. En hier's die sleutel. Selfs om die woord reg te verstaan, alleen is nie genoeg nie. Toe hulle by die huis kom, nooi hulle vir Jesus in en hy leen aan saam met hulle vir ete en dan neem hy die brood, hy dank God vir dit, hy breek dit en hy gee dit vir hulle. Klink dit vir jou bekend? En skielik gaan hulle oë oop. Dit is amper asof die liggies net daar aangaan. Hulle besef wie hierdie man is wat saam met hulle geloop het van Jerusalem af tot hier. Wat het hier gebeur? Wat hier gebeur het was nie 'n nuwe idee of beter insigte nie. Dit was 'n ontmoeting met Jesus. Eers toe hulle saam eet en iets herinner hulle aan Jesus se lyding, die liggaam wat gebreek is, gaan dit by hulle oop. Wat is besig om te gebeur? Hulle het daar 'n ontmoeting met Jesus gehad. Die kruis is nie net die Messias wat moes ly nie. Dit is juis die plek waar God homself vir ons wys. Die woorde het eers vir hulle lewend geword toe Jesus vir hulle homself daarin gewys het. Woorde word lewend wanneer Christus homself daardeur gee deur ontmoetings. Die skrif was nog altyd waar vir hulle gewees. Niks van dit het verander nie. Maar nou begin dit brand. Dit begin lewe binne in hulle. Dit maak vir hulle sin op 'n nuwe manier. Hulle sê later, het ons harte nie gebrand toe hy met ons gepraat het nie. Dis nie net woorde op 'n bladsy nie, maar dis die vuur in die hart. Liewe vriende, die woorde wat ons leef, word lewend in ons ontmoetings met Jesus. Die Bybel dra nie net gesag omdat dit geskryf is eeue gelede of soos wat ons ook glo en bely dat dit deur God geïnspireer is nie. Dit dra gewig omdat dit getuig van God wat homself vir ons gee, van God wat homself vir ons wys, wat sy liefde, sy genade aan ons deur die skrif openbaar. Dit getuig van 'n God wat homself aan ons bekend maak en ons op ons eie paaie na Emmaus toe ontmoet en by ons stories begin. Sonder hierdie ontmoeting is die Bybel maar net nog 'n versameling van verhale. Dis maar net nog stories soos enige ander storie van karakters wat ons nie ken nie, op plekke wat ons nog nooit gesien het nie. Maar die wonder van dit alles is dat Christus homself deur hierdie stories aan ons bekend maak. Hy maak hierdie woorde lewend binne in ons. Kyk, wat is die gevolg dan van woorde wat lewend binne in iemand se hart is? Die teks sê vir ons, hulle het net daar opgestaan en teruggegaan na Jerusalem toe. Dis nogal vir my ironies hoe dit die Emmausgangers was wat vir Jesus gesê het, nee, hy moenie verder reis nie, want dit is nou amper nag. Maar oumatie, toe hulle sien of besef wie Jesus is, het niks hulle gekeer om dadelik daar op te staan en terug te gaan en te gaan verkondig hy leef nie. Hierdie beweging is weer eens 'n teologiese beweging. Hulle beweeg terug na die plek van God se handeling, terug na God se teenwoordigheid, terug na die plek van hoop. Daar
waar hulle uiteindelik kan getuig, die Here het waarlik opgestaan. Dis met ons ook so, dis wat met ons gebeur wanneer die woord vir ons ook lewe kry in ons ontmoetings met Jesus. Dit bly nie net by hierdie mooi gedagtes of stories nie, dis verseker nie net 'n emosionele oomblik nie, dit begin iets in ons lewe beweeg. En wanneer Jesus homself deur sy woord aan ons bekend maak, kry ons hoop weer nuwe asem, ons stories begin anders te lyk. En dit verander die rigting waarin ons lewe inslaan. Soms letterlik, soms figuurlik. Ons staan op en ons draai om. Ons leef anderste. Ons gaan terug na die plek van hoop toe. Deel van ons belydenis is dat hierdie lewende woord in ons nie net vir ons troos gee nie, maar dat dit ons ook stuur na die plek van God se handelinge toe in hierdie wêreld. Hoe hy ons roep om as gesandte van sy koninkryk op te tree, sy teenwoordigheid hier uit te leef. Dit verduidelik nie net vir ons wie God is en wat hy gedoen het nie. Dit kom verander iets hier binne in ons. Miskien sit jy vandag en luister na hierdie boodskap en jou woorde het stil geword of jou hoop het begin min raak of jy is dalk maar net op pad na jou eie Emmaus toe. Die uitnodiging van hierdie teks is nie probeer harder glo of verstaan beter nie. Dis 'n uitnodiging van bly in hom. Nooi hom in. Maak ruimte vir hierdie ontmoeting met God. Leef met 'n bewustheid van God se teenwoordigheid. Die Emmausgangers was so vasgevang in hulle noodlottige situasie dat hulle Jesus se teenwoordigheid langs hulle heeltemal gemis het. Hierdie verhaal roep ons om te bly soek na sy teenwoordigheid, om geanker te bly in hierdie belofte van hoop wat ons ontvang het deur die opstanding. Want wanneer Christus homself vir ons gee, wanneer ons hierdie ontmoetings het, dan gaan oë oop en harte begin brand en word doodgewone mense getuies van God se groot genade en sy verlossing. Dis nou maar waar ons vandag hier in woorde afsluit by mekaar, maar dis waar jou storie weer begin. Waar jy geaktiveer word en uitgenooi word om weer die hoop van die opstanding te gaan verkondig in die koninkryk van God. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, U wat saam met mense stap op paaie vol vrae en onsekerheid. Ons kom nou stil voor U. U ken ons storie beter as wat ons dit self kan verwoord. U sien die plekke waar ons moeg is, waar hoop begin skaars raak en waar ons nie meer mooi weet hoe om alles bymekaar te bring nie. Ons bring dit alles na U toe, Here. Kom wees naby, Here. Nie net met groot antwoorde nie, maar met U teenwoordigheid, U vrede. Leer ons om U raak te sien in die gewone oomblikke van ons dag, in die mense langs ons en in die stiltes wat ons so maklik probeer vermy. Gee vir ons 'n oopheid in ons hart, Here, nie om alles te verstaan nie, maar om U te vertrou, selfs wanneer die dinge nog nie vir ons sin maak nie. En wanneer ons moedeloos raak, Here, waar ons dalk stadig begin terugstap, gee vir ons weer die krag om op te staan, om te draai en terug te kom na U hoop toe. Ons hou vas aan U genade. Dra ons deur hierdie week en maak ons bewus van die nabyheid, selfs wanneer dit nie altyd vir ons so voel nie. Ons bid dit in afhanklikheid en in hoop. Amen. Mooi dag vir jou.